is 'n ding 'n need of is dit 'n want? 'n Want het 'n ou nie nodig nie, maar 'n need is 'n ding wat jou aangryp. Goeiedag almal aan die buitekant. Ons is so opgewonde hier by School of Fire Tanin Meis Mills. Die Here het ons 'n paar weke terug gebless met bonatuurlike klomp mielies. Dit sou 'n minder hoeveelheid gewees het en toe hulle kom aflaai, toe dit sommer omtrent 5 ton ekstra. Dit gee nou weer vir ons 'n rede om uit te kan reik na ander toe. En dit is wat julle hier in die agtergrond sien. Ons almal se harte hardloop oor, want God maak dinge moontlik. God laat dinge gebeur. En ons sê vir hom dankie vandag dat ons die voorreg het om die meeltrok te kan laai. As die Here ons spaar, môreoggend, dinsdagoggend, ry Royes in die School of Fire span op 'n uitreiking om weer meel te gaan uitdeel aan armes. God het gesê, ek sal voorsien dat julle nie honger ly nie. Dit is fisies. Ons het kos nodig om te kan eet. Die Here het kos voorsien, maar boonbehalwe dit, julle siele is kosbaar. Die pap voorsien dat ons nou, of enige kos, voorsien dat ons kan eet en vorentoe beweeg, maar dit hou nie in die ewigheid nie. Julle siele is belangrik, so in hierdie meelsak is daar traktaatjies in, asseblief mense, spandeer tyd daar met die traktaatjie, lees dit deur, gaan op julle knieë en praat met God. Op die meelsak is daar ook 'n hulplynnommer, asseblief mense, bel die nommer vir gebed, vir bystand en maak 'n boeking en kom kuier hier vir ons, dat deur God se genade, God se arm staan waarwyd oop. Ons almal hier is net instrumente om Jesus tevrede te stel en gehoorsaam te wees in sy opdrag. Maar God wil hê dat niemand verlore moet gaan nie. Hy het gesê, ek sal voorsien, as julle brood nodig het, sal ek gee. Vra en vir julle sal gegee word, sê die Here God Almagtig. En ons dankie daarvoor. Weer eens is niks by Vader onmoontlik nie. En baie dankie aan almal wat dit moontlik maak. Julle nu die boeties wat hierso geskenk het en gesaai het nog al die tyd. Ek en my vroukie praat nou die dag van dat God hierdie meele geseën het, is julle getrou. En ons eer God vir julle. En ons vra, doen ook 'n versoek op hierdie lyn, op hierdie uitsending. Asseblief, bid vir ons boere dat die Here hulle sal seën in oorvloed. Hierdie wat ons nou hier in beweeg en in staan, is kort duur. Die tyd op hierdie aarde is baie kort in vergelyking met die ewigheid. Groei en hou nooit op nie. Waar wil jy tyd spandeer? Waar jy dit lekker het, totaal en al op hierdie aarde, vir 'n kort tydjie en vergeet van God se boodskap en wat God vir ons sê volgens sy beloftes en sy woord, of wil jy ook eerder hemelse skatte bekom? Nou moet ek ook by, so God het nie gesê, julle moet arm wees en sukkel op die aarde nie. Hy het gesê, volg my stem, stel my koninkryk eerste, en ek sal vir julle gee wat julle nodig het. Hoor mooi, wat julle nodig het, is 'n ding 'n need of is dit 'n want? 'n Want het 'n ou nie nodig nie, maar 'n need is 'n ding wat jou aangryp. Kos het jy nodig, 'n Bybel het mens nodig. Ons gebruik hierdie geleentheid ook, ek weet nie wanneer gaan hierdie uit, maar baie dankie. Daar's 'n tydjie oop vir mense wat ook kan saai. Ek weet môre, Dinsdag, wanneer ons vertrek, gaan ons ook daar in Appington by mekaar kom en ons bid tot die Here en vra dat die Here hierdie boodskappe sal versprei, dat mense, al is dit nie nou nie, al is dit volgende week, al is dit 'n maand later, dit maak nie saak nie, maar ons bid dat nou in die naam van Jesus Christus, dat hy almal se harte sal oopmaak, dat hierdie hart van klip kan uitgeruk word en 'n hart van vlees gee, 'n hart wat oorloop van liefde na ander toe, sodat siele jammer daarvoor, sodat siele bereik kan word in Jesus naam. Dit is sy groot opdrag en dit is sy wil. En daarom vat ons hande en ons staan saam. En wie wil ek vra? Asseblief, gaan praat met God. Moenie uit dwang of omdat ons vra gee nie. Gaan praat met God, sit by sy voete en hoor by hom reg, sodat ons terwyl ons nou nog die geleentheid het, kan uitdeel na ander toe en uitreik na ander toe. Al is dit met kos, al is dit met gebed, al is dit net om 'n hand te gee. God het immers gesê in Matteus 24, wat julle aan die geringstes doen, doen julle aan my. As jy aan iemand 'n beker koue water gee, het jy dit vir my gegee. As jy vir iemand pap uitgedeel het of 'n stukkie vleis gegee het jy dit vir my gedoen. Wil jy nie ook saam met ons staan en uitsien daarna, die dag wanneer ons voor Jesus gaan staan en dit kom al hoe nader, moenie dit mis nie, moet dit nie mis nie. Die dag wat ons voor Jesus gaan staan, kom al hoe nader, en gaan dit nie lekker wees as Jesus vir ons sê, daai mense wat daar staan, is hier,
deur julle was gehoorsaam, julle harte het oopgegaan, en deur julle is hulle nou hier. As jy nie gehoorsaam was in my stem, toe ek vir jou gesê het, gaan praat met hulle, gaan gee vir hulle, gaan reik uit nie, sou hulle in die ewige hel gewees het. Ek is seker, niemand van ons wil met so gewete loop, dat ons 'n kans het, om iemand by God uit te kry, en het verwaarloos nie. Daarom sê ons vir julle baie dankie, sit by Jesus se voete, en as julle bel die nommer, en reël, en kom kuier, en maak dit oop, wat Jesus wil hê. Ons spreek God se seëninge uit oor julle almal, en weer, dankie aan elkeen daar buite, ons is een groot span. As die boere nie bystaan nie, kan hierdie nie gebeur nie. As daar nie sendelinge en studente gestuur is om te help verpak nie, kan dit nie gebeur nie. As daar nie bemarking gedoen, wat ek eintlik wil sê, soos 'n alfabet van A tot Z, so is die een groot span. Mense agter die skerms, mense agter die kameras, mense wat jy eintlik nooit sien, 'n mic vashou nie. Maar hulle almal doen groot werk, dis een kettingreaksie, vir elkeen wat betrokke is by hierdie saak. Sê ons baie dankie, vir julle wat kyk ook, baie dankie. En julle gebed, julle besef dit nie, al bid julle net ernstig, en julle gee nie fisies iets ekstra nie. Julle gebed maak die geesteswêreld 'n oorlog voer, en deurbrake deur die engele van God, dat demone vlieg, en dat mense se siele bereik word, en vrygespring word van die hel af, want Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Almal wat uitgeput en oorlaai is, kom na my toe. God se uitnodiging staan, hy sê, ek staan by die deur en ek klop. As jy my stem hoor vandag, maak daai deur oop. Ek is gentle, ek gaan hom nie opskop nie, ek gaan hom nie oopbreek nie. Maak daai deur oop, dat ek kan inkom. En saam met jou kan tyd spandeer. Hy sê, ek staan by die deur en ek klop. Moenie hardkoppig wees as julle vandag my stem hoor nie, want dit kan te laat wees. Jesus is lief vir julle almal en like julle almal. Onthou, vandag kan jou laaste dag wees. Ons sweep niemand op nie, maar ek weet van baie mense wat by sterfbeddens vandag staan. Maak reg terwyl jy kan, môre kan te laat wees. Jesus like julle almal. Amen en amen. Pop en Gospel is waar die tekke die teerslaap, waar ons uitgaan en vir mense wat honger is, wat verlore gaan, die evangelie bring. Feeding the nations through salvation. Maak disippels van alle nasies, raak betrokke by Pop en Gospel.